Yes.
Goeiemôre kode, broers en susters. Baie welkom vanoggend by ons afskop vir die derde kwartaal. Dit is geneig om om 'n baie besiger kwartaal te wees as wat 'n mens sien kom. Die kinders en die skole en die werk en al die dinge, kyk, dit is nou net. Die goeie nuus is, ons is op pad lente toe, julle weet dit, nee. Ons is nou nader weer aan die somer. Ons is nou weer vinnig op pad soontoe, so dit is ook lekker met die warmer word. Geen my 'n paar afkondigings vanoggend. Die eerste is, ons wil graag vir die volgende 5 mense geluk sê wat vandag verjaar. Ons het vir Teens Broesmit en vir Pieter Silje, Marieke de Koker, Marlien Jacobs en Jaco van der Merwe. Julle almal verjaar vandag. Mag julle 'n wonderlike verjaarsdag hê en 'n geseënde lewensjaar. Broers en susters, dan volgende Sondag, min of meer hierdie tyd, direk na Sondagskool het ons 'n heerlike gemeente ete. So kom neem bietjie graag deel of saam met ons deel aan dit. Ons wil graag die getalle hê teen Dinsdag. So die kaartjieverkope sluit aan die einde van Dinsdag. Dit is by die kerkkantoor beskikbaar en ook nou direk hier na die erediens. So hier is ons kaartfasiliteite, ons het alles wat julle nodig het. Ons vra vir laerskoolkinders R50, voorskoolse kinders gratis en vir almal wat ouer as dit is, dan nou ouer as laerskool, van hoërskool af op is R100, 'n kop vir 'n heerlike Sondagmiddagete saam met gemeentelede, saam met gelowiges. Ek sien baie uit om dit ook saam met julle te doen volgende week. Volgende week het ons 'n kinderdiens, herinner ek julle graag, wat ons bietjie baie meer informeel gaan wees en ook op 'n kinderlike vlak die woord van die Here bedien, en dan die week daarop sal ons afskop met 'n preekreeks in amper sê ek Habakuk, maar met 'n preekreeks in Filippense, Nuwe Testament Paulus, wat met ons gaan praat oor die absolute kern, wesenlike deel wat vreugde veronderstel is om uit te maak as ons pad saam met die Here. 'n baie belangrike komponent is vreugde, dat die Here vir ons gekom het om vir ons vreugde en die lewe in oorvloed te bring ook. En dan broers en susters, laaste ding net, Andrew, jy kan dalk vir my daai skyfie van Lenet Beer. Op die 14de September kuier ons saam met Lenet Beer. Dit is hier by ons eie kerkgebou, 5:30 vir 6 en R200 per kaartjie. Nou wonder ek of iemand is wat vir my kan sê, waar trek die kaartjie verkope, sommer so uit die kop uit. Maar ek dink daar is nog kaartjies beskikbaar. Hierso is Yvonne, dankie liefie. Daarso is definitief nog kaartjies beskikbaar. Dit gaan 'n wonderlike geleentheid wees en ons wil graag hê dat julle ook by ons moet aansluit wat Lenet Beer se kuier hier by ons betref. En dan broers en susters, het ons vanoggend 'n baie spesiale Sondag. Julle gaan nie vanoggend na my luister nie, maar ons het 2 mense saamgebring. Die een is Louis Botha wat vir julle daarvoor 'n kaartjie, 'n pamflet en 'n pen uitgedeel het. En dan sy skoonpa is vandag saam met ons, oom Johan Kreer. Baie dankie oom. Oom is welkom om so lank hier voor my hier langs my te kom staan terwyl ek hom voorstel. So oom Johan het verlede week 75 jaar oud geword. En nou bly hy in Kimberley en hy bedien, lyk dit vir my, die hele Noord-Kaap, Vrystaat, Noordwes, Noord-Kaap en Vrystaat. Vir 'n span met die naam van Geopende Deure. Geopende Deure sê altyd, hulle is nie as sulks 'n sendingorganisasie nie, maar hulle ondersteun kerke wat wêreldwyd vervolging in die gesig staar. En meer as dit wil ek nou eintlik nie oor die saak sê nie, want oom, ons gaan baie lekker na oom luister vandag. Hy het baie beeldmateriaal gebring. Ons gaan vandag in 'n wêreld bekend gestel word of blootgestel word wat vir baie van ons lidmate eintlik onbekend is. En so ek gee graag aan oom oor, en voordat ek dit doen, wil ek graag vir oom bid, en dan sien ons baie uit om na oom te luister. So Hemelse Vader, baie dankie vir hierdie geleentheid wat ons het vanoggend, Here, so op 'n Sondagoggend 9:00. Ons het vandag die voorreg, Here, om 'n kykie in 'n wêreld in te kry wat vir ons eintlik vreemd is met ons eie soortige omstandighede hier so in Suid-Afrika. Here, ek wil vir u baie dankie sê vir oom Johan, wat ons kom bedien vanoggend, wat vanoggend vroeg moes opstaan om uit Kimberley uit hier na ons toe te ry. Ons luister graag met aandag, Hemelse Vader, en wil u Heilige Gees vandag
ook in ons harte werk, soos wat U doen. Wil U ons laat hoor wat nodig is om te hoor, wil U ons laat sien wat nodig is om te sien, en Here, wil U ons laat help daar waar hulp nodig is. Dit alles bid ek in die heilige naam van Jesus Christus, ons Here, ons Redder en ons Koning, aan wie al die lof toekom vandag en elke dag. Amen. Oom Johan, baie dankie. Ons luister graag na oom. Dominee Scott, ek hoor julle my almal, het klink of die klank reg is. Dominee Scott, geagte kerkraad, liewe gemeente, baie dankie vir die voorreg om vanoggend met u so ietsie te kom deel oor die vervolgde kerk. En as ek dink aan hulle, ek was in so 28 lande, ek het hierdie ouens ontmoet, ek was betrokke by opleiding van pastore, sonnaarskoolonderwysers, musikante en ook disipelskapopleiding. Maar wat vir my die belangrikste is, ek het mense ontmoet wat hulle alles gee vir ons geloof. En as ek bedoel alles, dan bedoel ek alles. Hulle goed, hulle vryheid en uiteindelik dan nou in baie gevalle ook hulle lewens. Net omdat hulle in Christus glo. En ek wil nie vandag vir u kom preek nie. Ek is nie 'n predikant nie. Ek is dood eenvoudige sendeling wat toegerus is met 'n klomp getuienisse, maar dis soveel dat ons tyd vanoggend dit nie toelaat. Laat ek al hierdie getuienisse met u kan deel nie. Ek sal so hier en daar sal ek van dit gebruik, maar ek gaan 'n gedeelte uit die Bybel uit aan u voorhou en u moet dit asseblief gaan lees, die profetiese rede wat daar in Matteus 24 begin, 24:25. Ek gaan net 'n gedeelte daarvan gebruik en ook die sendingopdrag in Matteus 28. En as ons dit lees en u onthou wat u vandag gaan sien, dan gaan u vir uself 'n boodskap genereer. So ek gaan die gedeelte lees, maar ek wil hê u moet asseblief baie mooi luister en baie mooi volg wat daar geskryf staan in die woord van die Here. Want as al hierdie stories sonder agtergrond in die Bybel vandag vir u voorgehou word, dan sal ons net sê, joh, dis vreeslik, maar môre oor môre is dit vergeet. So deel asseblief met my dit wat die Here vir ons vanoggend in sy woord sal openbaar. En as ons dan vanoggend hier is om die Here te ontmoet en te aanbid, kom ons word stil voor die Here. En ek wil u dan groet met hierdie gedeelte in Openbaring 1, waar die Here vir Johannes sê, en van Jesus Christus, die getroue getuie, die eerstgeborene uit die dode en die owerste oor die konings van die aarde, aan hom wat ons liefgehad het en ons van ons sondes gewas het in sy bloed en ons gemaak het, konings en priesters vir sy God en Vader, aan hom die heerlikheid en die krag tot in alle ewigheid. Met lem en ons gemaak het, konings en priesters
vir sy God en Vader, aan hom die heerlikheid en die krag tot in alle ewigheid. Broers en susters, met hierdie woorde groet ek u, en dit is my gebed, dat elkeen van ons vanoggend werklik die teenwoordigheid van die Here sal ervaar, en ook sy stem sal hoor, as ons uit sy woord lees. Maar kom ons staan, dan sing ons die eerste 2 verse van liedboek 464, in antwoord hierop, die bekende, O Heer my God, as ek in eerbied wonder. En die eerste vers roep ons om op te kyk na die hemel, en die tweede vers na die natuur rondom ons, die algemene openbaring van God. Kom ons besing sy grootheid terwyl ons staan. Ons skriflesing dan vanoggend uit Matteus 24 vers 1 tot 14 en Matteus 28 vanaf vers 16 tot en met vers 20. Vir die van u wat Bybels by u het, Matteus 24 vers 1 tot 14 en dan ook Matteus 28 vers 16 tot 20. Maar as ons die woord van die Here voor ons oop het, kom ons buig ons hoofde in gebed. Ons Hemelse Vader, hoe groot is U? Ons kan binne ons menslike wese nie naaste by besef hoe groot U is nie, as ons net dink aan die natuur rondom ons. Hoe U alles geskape het wat bestaan. Maar ook vir ons, Here, en dat U besluit het dat ons moet wees wie ons is, dat ons moet doen wat ons vandag doen, en Here, dat U daarin verheerlik, dat ons vanoggend by mekaar gekom het, saam met
miljoene gelowiges dwars oor die wêreld om U te ontmoet, om U te aanbid, maar ook om te kom hoor wat U vir ons deur die woord wil sê. Met dit in gedagte, Here, bid ons, dat U werklik dit sal doen wat U verheerlik, dat ons hier sal lees wat hier staan, dat ons sal verstaan hoe dit op ons van toepassing is, maar Here, dat U vir ons die krag sal gee, om op te staan en uit te gaan en te gaan doen wat U wil hê ons moet doen. Ek bid vir hierdie gemeente, dalk vir siekes of mense wat in ander omstandighede is waar hulle swaar kry, wil U, Here, genesing gee wat alles aanbetref. Maar Here, ons dink ook aan die wat verjaar, wat nog 'n mylpaal in hulle lewe hier op aarde bereik het. En Here, dat hulle sal besef dat ons maar net 'n bepaalde tyd het en dat hierdie tyd vir U kosbaar is en dat ons dit sal gebruik tot eer van U naam en tot uitbreiding van die koninkryk. Daarom, Here, bid ons dat U hierdie erediens sal seën met U teenwoordigheid en dat U verheerlik sal word. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Matteus 24, dis die begin van die profetiese rede en u kan gerus na die tyd gaan lees na die talente en die lampe wat nie vol olie was nie of wat vol was. Maar lees ook gerus die gedeelte voor dit, Matteus 23, waar die Here daar in die tempel vir die Jode sê dat hulle godsdiens nie tot sy eer is nie. En dan lees ons nou hier in Matteus 24, toe hulle weggaan, en Jesus het uitgegaan van die tempel vertrek, en sy disippels het nader gekom om hom die geboue van die tempel te wys. Dit was hulle weg tot saligheid, die tempel, die offerandes, die priesters. En Jesus sê vir hulle, sien julle al hierdie dinge, voorwaar ek sê vir julle, daar sal hier sekerlik nie een klip op die ander gelaat wat nie afgebreek sal word nie. En daaromtrent wil ek dit graag uitlig dat die tempel toe verwoes is in ongeveer 70 na Christus en tot vandag toe is hy nie herbou nie. En dit is die toets van 'n ware profeet, dit wat hy sê sal gebeur. En toe hy op die Olyfberg gaan sit, kom die disippels alleen na hom en sê, vertel ons, wanneer sal hierdie dinge wees, en wat is die teken van u koms en van die volëinding van die wêreld? En Jesus antwoord en sê vir hulle, pas op dat niemand julle mislei nie, want baie sal onder my naam kom en sê, ek is die Christus, en hulle sal baie mense mislei. En julle sal hoor van oorloë en gerugte van oorloë, pas op, moenie verskrik word nie, want alles moet plaasvind, maar dit is nog nie die einde nie. Want die een nasie sal teen die ander opstaan en die een koninkryk teen die ander, en daar sal hongersnode wees en pestsiektes en aardbewings op verskillende plekke. Maar al hierdie dinge is 'n begin van die smarte. Dan sal hulle julle aan verdrukking oorgee en julle doodmaak, en julle sal deur al die nasies gehaat word ter wille van my naam. En dan sal baie tot struikel gebring word en mekaar verraai en mekaar haat, en baie valse profete sal opstaan en baie mense mislei. En omdat die ongeregtigheid vermeerder word, sal die liefde van die meeste verkoel. Maar wie volhard tot die einde toe, hy sal gered word. En dan die teksvers vir vanoggend, en die woordjie en sê vir my, gelyktydig met al hierdie dinge wat gebeur, hierdie evangelie van die koninkryk sal verkondig word in die hele wêreld tot 'n getuienis vir al die nasies, en dan sal die einde kom. Hierdie evangelie van die koninkryk, dit wat ek op Golgotha gaan doen. En ook het dit gebeur
van die eerste Pinkstersondag 2000 jaar gelede af, dat daar vandag nie meer 'n land in die wêreld is wat nie 'n kerk het nie. So ook hier word die toets van die ware profeet, kan ons dit toepas en kan ons sê, dit het gebeur. En as dit dan nou gebeur het, as al die nasies bereik is, al die lande in die wêreld, hoe ver is die wederkoms? Glo ons werklik in die wederkoms van Christus, as alles, as deel van die profetiese rede, as ons dit sien gebeur, dan kan ons ook van harte glo, dat, want die Here wil ons terug hê in die paradys by hom. Dit is wat hy gaan doen het op Golgotha. En dan die tweede gedeelte, na die opstanding het die Here die disippels opgeroep na Galilea toe. En ons lees hier, en die 11 disippels het na Galilea gegaan, na die berg waar Jesus hulle bestel het. En toe hulle hom sien, het hulle hom aanbid, maar sommige het getwyfel. Toe hulle hom sien, het hulle hom aanbid, maar sommige het getwyfel. En Jesus het nader gekom en met hulle gespreek en gesê, aan my is gegee alle mag in die hemel en op aarde. Gaan dan heen, maak disippels van al die nasies en doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. En kyk, ek is met julle al die dae tot aan die volëinding van die wêreld. En hier wil ek ook net beklemtoon vers 19 en 20, gaan dan heen, maak disippels van al die nasies en doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. En dan die mooiste belofte vir my in die lewe, en kyk, ek is met julle al die dae tot aan die volëinding van die aarde. En dit vind vir my aansluiting by die vers 13 daar in Matteus 24, waar die Here sê, die wat volhard tot die einde toe, sal gered word. Dis 'n belofte, dis 'n proklamasie, en hier ook, hierdie mooi belofte, as jy werklik wil hê, die Here moet teenwoordig wees in jou lewe, dan kan jy dit vat, en kyk, ek is met julle al die dae, tot aan die volëinding van die wêreld. Sover die woord van die Here. Nou net so 'n bietjie agtergrond, en jy moet asseblief probeer om hierdie gedeeltes mooi in gedagte te hou. Die eerste Sondag na Pinkster het Petrus en hierdie disippels wat gaan wegkruip het uit vrees, is hulle vervul met die Heilige Gees, en het Petrus opgestaan en 'n geweldige preek afgesteek. En hierdie visserman en 2000 mense het tot bekering gekom. En dan lees ons in Handelinge hoe hierdie vroeë kerk vervolg is. En vandag vier ons die Sondag na Pinkster dwars oor die wêreld as vervolgingssondag. Maar hoe hulle uit Jerusalem uitgedryf het en sover as wat hulle gegaan het, het hulle hierdie evangelie verkondig en duisende het tot bekering gekom. Want die Here was met hulle. En dit was te midde van erge vervolging. Die tweede golf was na die hervorming, het die eerste kenmerk van die hervorming was dat die Bybel in gedrukte vorm beskikbaar geraak het in al die westerse tale en dat dit dwars deur die wêreld versprei het na al die vastelande toe. Die eerste boek wat uit die drukpers uitgekom het, was die Bybel. En ons moet ook daarin die hand van die Here sien, dat ons dit as sy woord sal aanvaar en ook dat wat hy vir ons dan in sy woord sê. En ek gaan net nou terugkom na Afrika toe, een van die videogrepe, toe die Portugese rondom die vasteland ry, kon hulle nie een Christen kry nie. Nie een gelowige op hierdie hele kontinent nie. Vandag bevat die kontinent die meeste gelowiges
per kontinent in die wêreld. Afrika is in die Here se oogpunt die rykste wat gelowiges in getalle aanbetref. En in die Afrika suid van die Sahara woon daar vandag nagenoeg 1,2 biljoen mense, waarvan 46% of 550 miljoen, amper die helfte, gelowiges is. Maar in lyn met wat ons in die Bybel lees, Paulus skryf vir 2 Timoteus 2 vers 3, as jy godvrugtig wil lewe, sal jy vervolg word. En as ons dit vergelyk met China, wat om en by dieselfde bevolking het, is daar 'n Christenbevolking van 7%. En in Indië, met ook dieselfde bevolking, 6%. So ons bly in 'n gedeelte van die aarde, waarvoor die Here baie lief is. En dan weet ons is in 'n geestelike stryd betrokke. In ons omstandighede kan dit môre ook met ons gebeur, as ons net kyk wat rondom ons in Suid-Afrika gebeur. En ek wil nou nie voorspooksels vandag hier na u toe oordra nie, maar dis vir my kostelik ook hoe in die afgelope verkiesing die Here 'n handbriek opgetrek het by 'n kommunistiese regering in ons land. Maar dit is een ding wat ek vir u wil uitlig, en ek dink, ek het gesê ek gaan so min as moontlik praat. Kom ons kyk na dis 'n gebeurtenis wat 'n paar jaar gelede, omtrent 'n dekade gelede, afgespreek het in Sudan. Die Niba-gebergtes, die moslemregering het alle hulp aan hierdie gedeelte afgesny, want dis Christene en hulle het groot olierykdomme. En toe het ons geopende deure staan op 2 bene. Geopende deure Suid-Afrika, vir wie ek werk, wat steun werf vir die vervolgde kerk, gebede mobiliseer, en dan African Services, wat in hierdie lande werk, en hulle doen 'n opname van elke land. Ons weet presies wat gaan aan in die wêreld. As ons dit nie weet nie, dan weet ons nie wat om daar te doen nie. En hulle kom toe terug en hulle sê maar, ons het 245 miljoen Amerikaanse dollar nodig om hierdie ouens kos te gee, want as hulle nie kos gee nie, dan gaan hulle doodgaan van die honger. Hongersnood, een van die tekens van die tye wat ons hier geleer het. Die projek is te groot vir geopende deure Suid-Afrika, en hulle gaan bemark dit in die VSA. En soos die Here beloof het, ek sal met julle wees tot die einde toe, samel hulle 250 miljoen in. Amper 1 miljoen rand meer as wat hulle nodig gehad het. En ons kon toe baie meer doen. En die krag van die Here word weer gedemonstreer, net soos toe Moses met die Israeliete deur die Rooi See is en die woestyn. Maar kom ons kyk gou en dan probeer jy identifiseer wat ons vanoggend hier gelees het, die Niba-gebergte. The children had spotted an Antonov bomber. These are amazing scenes. They say that when the Antonov sees large groups of people, then it circles over and comes back to attack. But these are children. So this is what the children of the Nuba Mountains have to deal with under Khartoum's blitz.
almost every day they have to run for shelter in amongst the rocks. What's the problem here, Doctor, with this little girl? She's suffering from malnutrition. If she gets food, she can recover. But the problem now, how can we secure food? Rimaz was 3 years old. Her mother Zainab said she was worried Rimaz's health was deteriorating. أحيانا عندها 5 شهور ولا 6 شهور. أحيانا وش؟ يمسكها هم بالليل ويصحانا. لا الشباب أكلها القوي. Explain what happened to Daniel, that he should have suffered such terrible injuries. قاعد بسرب البهايم. أنا قاعد في الهواشي وطوالي الحناية دي طايرية. دول ما ترقت لسه ما رقت هيدي رقت كده من طوالي الحناية دي الرشا جار تهد يا هو التالي. When he recovers, what are you going to do when you go home? وما يدم هي اللي باكل ناكل ما هو يدي شغل في متاعي. Who can see the cry, the tears of these noble people? Is there nobody who can speak on their behalf to say, stop, people have died enough? So I ask myself, where are the powerful nations? Where is the international community? Where is the UN Security Council? Can they do something to stop this Antonov from coming to kill people, destroying people like this? Where are they?
Dit is maar net een van die lande in Sudan. En dit is 'n hele paar jaar gelede, maar dit beeld die tekens baie duidelik uit. Oorlog, gerugte van oorlog, hongersnood as gevolg van daai oorlog en die islamitiese aanslag teen die kerk in Afrika, Boko Haram, El-Shabaab, ISIS, die Fulani veewagters en Nigerië is die land in die wêreld waar die meeste mense vermoor word terwille van hulle geloof. 14 mense vandag gemiddeld in ooreenstemming met verlede jaar se wêreldranglys. Dit wil sê, ons kan met sekerheid sê dat vandag 14 mense doodgemaak word, net omdat hulle in Christus glo. Nie omdat hulle by enige immorele partytjie of drinkplek was nie, maar net omdat hulle in Christus glo. En al wat hulle het is ons. En ons het besluit om ons kon hierdie goed per valskerm daar laat die afgooi het, maar toe het ons besluit, as jy nie jou gesig kan wys nie, hoe geloofwaardig en wat se impak het jy werklik op daai situasie? En jy het nou die gesig daar gesien wat namens die geopende deure in die FSA die aflewering daar gedoen het. Ek wil nog vir u nog 'n foto wys van 'n oorlog in Sirië. Daar is stede verwoes wat nooit weer herbou sal word nie. Stede wat bestaan het van Paulus se tyd af. En die ouens wat die swaarste kry in hierdie omstandighede is vrouens en kinders. En ons gaan hier kyk veral na kinders wie se ouers of dood is in hierdie oorlog of gevlug het. En aan hulle eie sorg oorgelaat is en niemand gee vir hulle om nie die owerheid nie. En ek wil veral hê jy moet kyk na die vlakke van ontnigtering, want dit is in hierdie omgewing waar die koninkryk verkondig word en mense hulle in die afgelope of die vorige 5 jaar meer as 145 miljoen nuwe gelowiges hulle bekeer het tot die Christelike geloof. En in Sirië veral het ons 'n kospakkie projek wat 1 miljoen van hierdie ouens bereik, waarvan nagenoeg 100% moslems was. En vandag dan nou bekeerde gelowiges. Kom ons kyk vinnig na the Forgotten Children of Syria. Allahu Akbar. الله أكبر الله أكبر عائلات بأكملها أطفال ونساء في الغوطة الشرقية نتيجة قصف The pictures have shocked the world. Hundreds of people killed in an apparent chemical weapons attack on a Damascus suburb. What is perhaps equally shocking is that Western diplomats had hoped that once on the ground the UN team would be able to broaden the scope of their inspections. مرحبا يا عمو. أشو ليش قايمة؟ نحن بشار الأسد قتلنا. أيوة. نهبنا. أشو نحن بدنا؟ لأننا قاعدين هون. أشو بدنا؟ نحن بنعبي مي ونشرب هون. أشو نحن عملنا؟ نحن ما نزل. أشو نحن عملنا؟ نعلم نشرب هون. والله ليش عم تبكي؟ ما بدنا. بشار نهبنا. قتل بيوتنا. نهبل ما لنا شيء. هدلكم بيوتكم؟ هدلكم كلهم ما لنا شيء. هون نشرب مي. نطلع نقعد عند الجماعة. نقعد نسهر عندهم. أشو بيهم؟
الإسلام انظروا مجاهدة هذا الفاجر بالمعصية. هؤلاء الأطفال سيحاسب عليهم كلهم بالفاجر. شو عم تعمل عمو؟ لا خبز. العالم بطرانة بنكب الخبز هون. لك قديش طلعنا واشتعب فيه بالأرض. جوعان انت عمو؟ قد ايه صلح جوعان؟ قد ايه صلح معك كلام؟ من يومين صلح معك كلام؟ طيب قل لي شو جاي على بالك انت؟ شو على بالك؟ جاي على بالك خبز؟ قد ايه صلح معك دقتها؟ كثير؟ طيب جوعان هلا انت؟ شو عم تاكل؟ قل لي شو عم تاكل؟ ناكل حشيش. شوية يا شباب. يا رب يا الله يا الله يا الله بعرف شو مشى تقصف الطيران الحربي يا الله يا رب يا رب يا الله الحي الجنوبي يقصف الطيران الحربي يا الله يا رب. بس افهم ليش عم بضربني؟ يعني حكم القوي على الضعيف؟ بس هيك؟ Ons het die videomateriaal ontvang van oorlogsjoernaliste wat tydens hierdie oorlog in daai stede gewerk het en hulle het dit voorberei en gestuur vir die Verenigde Nasies om oorlogsmisdade te probeer uitbeeld. En ons het dit gelukkig ook as 'n internasionale organisasie ontvang om dit in die wêreld vir mense te kan wys hoe lyk oorlog en die gevolge daarvan. En die brood wat jy daar gesien het, wat die kinders optel, is brood wat die kerk daar neersit. Ek weet nie of jy opgemerk het dat hulle gesê daar word baie brood neergesit. En ook die asma pompies, die regering bied geen mediese hulp aan nie, maar ons het die voorreg om deur die kerk en dan die ontnigtering van daai jong man wat uitroep en die enetjie wat daar sit en water drink. Hulle die oes is so ryp, ons moet dit net pluk. So geopende deure dan, wees ons, dit het begin by 'n jong ou uit die Nederlande uit, hy was in die Filippyne in die Tweede Wêreldoorlog, toe skiet hulle hom deur die enkels, en hulle stuur hom terug as 'n invalide, en soos almal van ons in sulke omstandighede bid hy. En hy bid nie net vir genesing nie, hy maak 'n belofte aan die Here, en hy sê vir hom, as u my gesond maak, dan kan u my stuur net waar u wil, net wanneer u wil, en waarna toe u wil. En toe word hy gesond, en getrou aan sy belofte, laat hy hom oplei as 'n sendeling. Sy geskiedenis word beskryf in hierdie boek, God se smokkelaar, die mees geleesde Christelike publikasie naas die Bybel, meer as 10 miljoen kopieë al verkoop, en hy is te koop hier voor
by ons tafel, net om, as jy wil sien, wat die Here kan doen deur een mens se getrouheid. Hy is in so 2 jaar gelede oorlede, en hulle vra vir hom aan die einde, en na die einde toe, wat sou hy gedoen het, as iemand vir hom gesê het, hy moet so 'n groot organisasie gaan stig, want wat toe gebeur het, wat hy gedoen het, hy het miljoene Bybels agter die uistergordyn ingesmokkel, en tydens 'n besoek aan Suid-Afrika, toe sê die kerk hier vir hom, maar hierdie opdrag is vir die hele kerk gegee, dis nie net vir die kerk in Nederland nie, en toe, spontaan, het die organisasie gegroei tot die grootste organisasie in die wêreld, wat diens lewer aan die vervolgde kerk. Die roeping kry ons in Openbaring 2, vers 3, wees wakker, versterk die wat oorbly, wat op die punt staan om te sterwe. En ek dink jy het dit reeds opgemerk, dat ons die kerk daar waar hy is, hou, sodat daar nie 'n leemte kan ontstaan wat die Christelike godsdienst aanbetref nie. En toe sê hy, toe hulle hom vra, wat sou jy gedoen het, as hulle vir jou gesê het, jy moet so organiseer. Toe sê ek sou geweier het, want dit was nie wat ek beloof het. So geopende deure is nie deur enige mens uitgedink en gesê, ons gaan dit doen nie. Dit was die Here self wat voorsien het in na die Tweede Wêreldoorlogstyd 'n organisasie om hierdie evangelie dwars deur die wêreld te versprei. Nou wat doen ons? Ek sien voor in julle portaal is die wêreldranglys van 2023 opgeplak teen die muur. Wat ons vir julle uitgedeel het vanoggend daar agter is die wêreldranglys vir 2024. En daarin kan jy sien hoe geweld teen die kerk progressief uitbrei. Dit word gekategoriseer in erg, baie erg en uitermate erg. En daar was van tevore net Noord-Korea wat as uitermate erg, en 2 jaar terug toes daar 13. Nee, toes daar 11, nou is daar 13, waarvan 40% in Afrika is. Net om weer vir u te beklemtoon hoe hierdie groot kerk in Afrika vandag vervolg word. En ons vier vervolgingssondag, ons vier fees, saam met hierdie 14's, wat elke dag vermoor word vir hulle geloof. En dit klink nie reg nie. Maar weet jy wat? Hulle is in die hemel. En in die hemel word daar fees gevier oor elke gelowige wat huis toe kom. So, dan, as ons hierdie inligting vat en versprei, en mense en gemeentes oproep om betrokke te raak, dan is dit nie eerste plek vir die eie heil. As ek nie hier is, vanoggend vir die eie heil nie, dan moet ek nie hier wees nie. Die tweede plek vir die saligheid van miljoene ander. 145 miljoen in die 5 jaar voor 2023. En dan, bo alles, tot eer van die Here. So, wat doen ons? Ons samel hierdie inligting in. Dit word professioneel gedoen. Ons word deur die VVO aanvaar as die enigste organisasie wat kan beswaar maak teen menseregte skendings op grond van hulle Christelike geloof. En wat ons dan doen, die eerste ding, die grootste, die kragtigste ding op aarde, ons mobiliseer gebed. Wat is gebed? Dit is 'n uiting van elkeen van ons intieme verhouding met God. Dit is 'n gesprek met hom. En dit is 'n gesprek waar ons veral dan wat dit sy kerk aanbetref, met hom kan praat en vir hom sê, Here, hoekom en wat moet ek doen? En dan antwoord hy ons uit sy woord uit. En ek wil vir julle 'n videogreep wys, dis die enigste een wat ek het oor die krag van gebed. Ons het 'n klomp. Ek kan vir u 'n klomp voorbeelde gee van persoonlike gebedsverhoring, en Louis self het sy eie. En so het elkeen van u wat vanmôre hier sit, kan opreg vir ons kom getuig hoe die Here op u gebed gereageer het. Maar in hierdie geval in Siberië
toe die eystergordyn nog toe was. Gaan ons nou kyk, maar ek wil vir u sê, hierdie gebed het nie net die omstandighede verander nie. Ons het in daai selfde tyd 'n 7 jaar gebedsveldtog geloop en aan die einde van die 7de jaar toe is die eystergordyn oopgetrek. Ek was betrokke, ek het Bybels ingesmokkel in China uit en vandag druk China in dieselfde vlakke van vervolging die hele wêreld se Bybels. Die Here doen geweldige groot goed en die kragtigste werktuig wat ons in ons hande het, is om met hom te praat. Kom ons kyk gou na Alexander daar in Siberië. Continues, not just for days, but for weeks, months, years. You cannot get rid of it. And the other continual feeling is the constant cold, terrible cold. Sometimes I felt as if my blood circulation was slowing down. I was personally amazed at the power of endurance. Because, by all accounts, I should have become seriously ill and died a long time ago. One night, I was thrown into a cell with a broken window. The KGB was determined to do an experiment and freeze me. Later they would say he broke the window in his cell and died of cold. I felt despair. I thought to myself, has God really left me? Am I really forgotten and neglected? Have my years of suffering been in vain? And in my despair, I began to pray. I usually pray silently, but this time I started to appeal to God out loud. God, have you left me? My cries were bursting from a heart literally in utter despair. One night I had a dream. In my dream, I was told to pray for Alexander. I had no idea who Alexander was. But I told my church, and we began to pray for him. And right then, I suddenly felt a palpable physical warmth. Not the kind that comes from a heater, but like when a mother draws her freezing child to her breast and warms him with her tearful breath of compassion. It was a very living, human warmth. It penetrates you as if piercing you to the heart. And inside your heart, a spring opens up, out of which flows peace. A wonderful, magnificent, soothing peace. I felt a very loving, brotherly touch. Someone's caring hand touching my shoulder. I actually felt it. And this gesture represented the words, "You are not alone. You are not abandoned. We are with you. We are sharing your suffering."
This warmth was the energy God gave me to feel physically the heat of prayer with my own skin, my own being. As if the prayers converted the energy of love into the energy of warmth. In the morning, it was a shock to my executioners. They couldn't understand. I wasn't simply alive, but my temperature was the same as that of a normal person. I heard the doctor explaining to my executioners in the corridor. This is impossible. We can't explain it. About 6 months later, we received a letter from Open Doors to pray for Alexander. And we finally found out who this Alexander was. We had been praying for 6 months without knowing anything about him. Alexander had started a Christian movement that spread across the Soviet Union. For this crime against the state, he was imprisoned to a labor camp in northern Siberia, the death sentence zone. It so happened that many people began praying for me. That was exactly when they released me. Prayer opened the prison doors, and as the gospel affirms, set the captives free. Gevalle soos die kom vandag nog elke dag voor. 30 jaar terug was daar net 40 lande waar Christene vervolg was ter wille van 'n geloof. Dit het nou uitgebrei na 73 lande. Dit het amper verdubbel. Ons kategoriseer hulle in erg, baie erg en uitermate erg. Daar is nie meer vandag die wat as erg geklassifiseer word nie. Almal of baie erg of uitermate erg. So dit word al hoe intenser. En om gelowiges in die vrye wêreld in te lig, reik ons 1 keer per jaar so 'n nuusbrief uit wat dan nou statistieke gee van wat in die wêreld gebeur in hierdie lande, en dis te veel om dit vanoggend hier aan u voor te hou. En agterop is dan die wêreldranglys van die top 50. Ons publiseer nie meer as hierdie 50 nie. So ek wil u nooi om in te teken hierop en hierdie inligting te ontvang om te sien wat nou vandag in 2024 besig is om te gebeur. U sal dit in Januarie kry. En dan saam met dit het ons ook 'n gebedskalender waar u elke dag 'n minuut van die stilte tyd kan gebruik om vir 'n persoon te bid soos Alexander, of vir 'n land, of vir 'n kerk, of vir 'n omstandigheid, 'n oorlog, 'n hongersnood, en watter voorreg is dit nie om met die Here te kan praat oor sy kerk en omstandighede daar nie. En dan sien ons die resultate soos in Alexander se geval wat gebeur as ons bid. Een voorbeeld wat ek persoonlik met ons direkteur in Egipte belewe het is, hy sê wat gebeur het, hulle het 21 pastore onthoof op die strand in Libië. Miskien kan julle onthou, hulle het dit, ISIS het dit dwars deur die wêreld versprei, en toe het 7000 Christene in Ethiopië op Tahrir Square voor die parlement bymekaar gekom en gebid. En hy sê vir ons, because we pray, the Muslim Brotherhood was cast out of
government. Meneer Morsi is in 2019, ek is nou nie seker van die datum nie, in die Hooggeregshof in Kaïro aan 'n hartaanval beswyk, terwyl hy tereggestaan het op sulke misdade teen gelowiges, en hy het reeds 'n vonnis van lewenslang uitgedien. En toe sê hy vir ons, because we pray, dit het sê, but because you pray with us. Hulle glo, ons is sulke goeie gelowiges, dat dit ons gebede is, wat eintlik verhoor word. En toe breek die Arabiese lente uit, en ek kan vir u vir nog 'n uur besig hou met dit, maar ek het nie tyd nie, en ek wil u nooi om deel te word van ons internasionale wolk van gelowiges wat bid vir die vervolgde kerk. Al wat u moet doen, binne in hierdie nuusbrief is daar so 'n vormpie. U kan u persoonlike besonderhede daar invul, en dan gaan ons vir u die gebedskalender stuur. In Januarie sal ek kan terugkyk op statistieke en gebeure in die vervolgde wêreld. So voltooi dit en handig het asseblief vir my in hier by die boeketafel, by my of by Louis, sodat ons dit by ons byeenkomsverslag kan indien môre as ons tuis is. As jy 'n finansiële bydrae wil maak, jy sien nou die brood wat die kinders daar geëet het, en mediese hulp, en natuurlik ons kospakkie projek in Syrië, en nou op die oomblik is ons besig om die kerk, ons wil 4 miljoen gelowiges in Afrika suid van die Sahara bereik. As jy 'n finansiële bydrae wil maak, kan u vir ons 'n debietorder teken, R50 of R100 'n maand. Dit hoef nie u regterbeen of u linkerarm te wees nie, maar dit is vir ons baie belangrik om 'n gereelde inkomste te hê, en daarom wil ek graag klem lê daarop dat ons vra vir debietorders. En dan, as jy 'n eenmalige donasie wil gee, dan kan u hier aan die heel regterkant kan u die bedrag inskryf, die geld binne insit en dit net vir ons hier voor by die tafel afgee. Of u kan 'n EFT oorbetaling doen. Jy het dalk nie kontant nie. Hier agterop is ons bankbesonderhede, en dan kan jy net die verwysing gebruik as NG Goudkop, en ons sal dit dan daarvoor optel en alles teen die gemeente se naam op ons stelsel registreer. Maar ek wil ook vir u as gemeente vra, en ek veral nou vir die leraar en die kerkraad vra, om 1 keer 'n jaar 'n Sondag te gebruik, en ek wil spesifiek vra vir die Sondag net na Pinkster, om saam met ons byvoorbeeld 'n spesiale kollekte te hou, of 'n projekte loods, slag 'n os en braai hom en verkoop die etes. Daar is so 'n klomp goed wat 'n ou kan doen. Daarmee kan ek hier ook nog 'n uur of 2 besig hou. Maar 1 keer 'n jaar as gemeente, maar ook elke gelowige. Paulus, toe ek vanmôre hoor van Filippense, hy skryf aan almal in die gemeente van Filippense, sowel as die ouderlinge en die diakens. Elkeen, daar is nie plek vir een op die kantlyn nie. Almal, ons is of gelowiges wat betrokke is om hierdie evangelie te verkondig of nie. So, baie dankie dat u na my geluister het, en ek weet nie of ek u weer sien nie, op my ouderdom, dit in ag geneem, twyfel ek, en veral as ek nog lewe in die volgende 4 jaar, twyfel ek of ek ooit weer hier by u sal uitkom. So baie dankie dat u na my geluister het. Ek dink ons gaan nou die offergawe opneem, en daarna sluit ons af met ons slotlied en ook met die seënbede. Baie dankie. Baie dankie.
Oom Johan, Annelies, net gou vinnig, ons sal afsluit met die slotsang en oom het gesê oom sal die seën vir ons uitspreek, ja, nee. ja. Oom Johan, baie dankie. Ek wonder Louis of jy nie gou hier voor by ons wil kom staan nie. Hierdie is oom Johan se skoonseun wat hom vanoggend spesiaal hier na ons toe gebring het en Louis het ook vanoggend die geleentheid gehad om met my 'n storie te deel oor toe hulle in Egipte spesifiek gaan Bybels insmokkel het, nee. Toe kom daar 'n watse sportspan? Die onder 23 hokkiespan van Egipte het die wêreldkampioenskap gewen. En toe is Egipte so bly dat hulle daar is, dat daar 'n hele verwelkomingskomitee vir hierdie span is. En vir Louis en sy span met die Bybels wat hulle smokkel, word daar gesê, hoor, julle kan nie hierdeur gaan nie, julle moet hier agterom daar waar niemand enigiets kan sien of kan check of enigiets, moet julle asseblief maar deur beweeg. En daar smokkel hulle tasse en tasse en tasse Bybels in Egipte in. So werk die Here. Baie dankie vir julle twee manne se werk ook by Geopende Deure en julle deelname in die Koninkryk. En dan is ons gemeente se voorreg om vir julle te bid. Kom ons maak toe die oom. Hemelse Vader, baie dankie dat ons vandag kon hoor en dat ons vandag kon sien. Here, ek weet, ons het sommer 'n klomp emosies wat nou in ons gedagtes woel. Ons het verskriklike ontstellende dinge gesien wat aan die gebeur is. En Here, tog is U daar en is U mense ook daar. En dankie Here dat daar hierdie wêreldwye liggaam is, waar dit met verskillende dele van die liggaam verskillend gaan. En so Here, hier waar ons in Klerksdorp in 'n absolute bevoorregte posisie is, waar ons nie onderdruk word op 'n godsdienstige manier ten opsigte van hoe ons wil aanbid en wie ons wil aanbid en die manier waarop ons aanbid, nie Here, en waar ons vandag gehoor het hoe swaar en hoeveel seer daar wêreldwyd is onder ons medegelowiges, onder ons broers en susters. Here, mag dit nie toevallig of te vergeefs wees dat ons vandag gehoor het nie. Mag ons dan hierop reageer ook. Vir Louis en vir oom Johan bid ek, Here, U seën op hulle lewe, U seën op hulle bediening, dat U vir hulle nog getuienisse sal gee om te kan deel. En Hemelse Vader, baie dankie vir die groot voorreg wat ons het, om vandag hier te kon wees en te kon deelneem hieraan, en ook hierdie baie spesiale kyk te kry op die kerk, spesifiek die vervolgde kerk wêreldwyd. Hemelse Vader, groot en heilig is U naam. Mag ons nie dit wat ons het as vanselfsprekend aanvaar nie, en dit bid ek in die heilige naam van Jesus Christus ons Here. Amen. So broers en susters, julle het gehoor hoe julle kan deelneem, hoe julle kan betrokke raak. Julle kan ingee daarso, ek dink seker saam met die pen, daarom nee. Hulle sê die pen is 'n geskenk, maar ek neem aan julle kan dit gebruik oral waar julle kom, nee. En dan broers en susters, is hier so nou 'n boeketafel. Ek dink oom Johan en Louis albei sal hierso vir ons na die tyd wees. Daarso is ook 'n lekker koffie. En so kom ons sluit dan hierdie erediens af met die volgende 2 verse van ons lied wat ons sing. En dan gee ek weer vir oom Johan oor om vir ons die diens af te sluit. Baie dankie oom Johan, hoor. Louis, baie dankie, waardeer. Ek weet nie of ons nou moet dit doen. Ja, ekskuus. Dit het heel veel gevra. Broers en susters, ons gewoonte is om die offergawes by die Here in te neem, soos julle weet. Dis die een ding waarna ons nog nie weer teruggekom het na COVID nie. Ons het besluit COVID hierdie verloop van ons erediens eintlik gehelp met die opname van die kollekte. So by die deure soos altyd, en dan gebruik die geleentheid om met hierdie 2 manne te gesels vandag en by hulle te hoor en om hulle stories met julle te deel. Dit is baie lewensgewend. Baie dankie om Johan. Annelies, ons gaan nou staan en ons sang afsluit met lied nommer 464 se laaste 2 verse. Ek wil net voor ons sing, voor ons staan, veral vers 4. Dis 'n fantastiese vers om hier te lees. In die begin het ons gehoor as ons priesters in die Koninkryk van die Here. U maak ons deel van al U grootse werke. U laat ons bid, Heer, dat U ryk mag kom. En kom U weer in die heerlikheid op wolke, maak U volkome nuut U eiendom. Kom ons juig dit uit vir die Here. In sy grootheid het hy dit vir ons goed gedink.
wat in die hemel is. Here, ons het aan die einde van hierdie erediens gekom, hierdie heilige oomblikke saam met U. En Here, ek neem dan die geleentheid om vir hierdie gemeente te bid dat U hulle sal seën en dat U hulle sal behoed, dat U aangesig oor hulle sal laat skyn en dat U hulle genadig sal wees. En Here, dat U aangesig oor hulle sal verhef en aan hulle U vrede sal gee, die vrede wat alle verstand te bowe gaan. Ek bid dit in Jesus se naam. Amen.